Bijna aan het einde van die jaar, einde van ons program en definitief ook die laaste Sondag van die jaar. Ek lees dan uit die Nuwe Testament, Lukas hoofstuk 4 vanaf vers 14. Jesus in Galilea. Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die Gees, en berigte oor hom het deur die hele omgewing versprei. Hy het die mense in die sinagoges geleer en almal het met lof van hom gepraat. Vers 16. Jesus word uit Nasaret verdryf. Hy het ook in Nasaret gekom waar hy groot geword het, en soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif te lees, is die boek van die profeet Jesaja aan hom aangegee, en hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelies aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak het en aan die amptenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Almal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond, en hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef nie? Toe sê Jesus vir hulle, julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou, geneesheer, genees jouself, en vir my sê, ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het, doen nou dieselfde dinge ook hier waar jy groot geword het. Maar dit verseker ek julle, sê hy verder, geen profeet word in die plek waar hy groot geword het, aanvaar nie. Nee, ek sê vir julle die waarheid. Daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia, toe die hele hemel 3 jaar en 6 maande lang toegesluit was, sodat daar 'n groot hongersnood in die hele land gekom het. Tog is Elia nie na een van hulle toegestuur nie, maar wel na 'n weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Tog is nie een van hulle genees nie, maar wel na Aman die Syriër. Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Hulle het opgespring om uit die dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om hom van die krans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deur geloop en weggegaan. Jesus in Galilea is die opskrif van Lukas hoofstuk 4 vanaf vers 14. En vanaf vers 16 word die gebeure van die Sabbatdag, toe Jesus in sy geboortedorp, of in sy grootworddorp Nasaret, gelees het en gesê het dat hierdie woorde vervul is. En dat die mense woedend geword het, omdat hulle geweet het dat dit die seun van Josef is. En hulle kon nie aanvaar dat Jesus hierdie seun van Josef, die Messias, die redder is nie. Ja, eers verwondering en blydskap, daarna woede. En tog gebeur daar wonder
En Jesus beweeg tussen hulle deur en gaan weg. Asof hulle hom nie kon vashou nie. En ons weet ook dat hulle kon nie, want die tyd vir sy verheerliking het nog nie aangebreek nie. Maar Jesus het vir ons 'n baie bekende gedeelte nagelaat en baie besorgde mense eintlik gerus gestel om te sê, moenie dink dat jy in die plek waar jy groot geword het, aanvaar sal word nie, as die een wat uitstyg nie. Nee, baie keer is mense verneig, jaloers, kleinsienig, kyk hulle na jou toe, want hulle wil nie aanvaar dat die seun van die of daai gewone man iemand iets besonders geword het nie. Veral nie in die koninkryk van die Here sal dit nie aanvaarbaar wees nie. Want daardeur moet hulle dan ook erkenning gee aan hierdie persoon. Watter vlak van die samelewing dit ook al is, moenie eensaam voel nie. Doen wat goed en reg is, ook in die plek waar die Here jou geplaas het. Al sien mense partykeer op jou neer en wil hulle nie aanvaar wie of wat jy in die besonder is nie. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.